Jy beswatter sy naam, want jy is besig om 'n ander evangelie te verkondig. Jy is besig om 'n ander God te verkondig as wie hy is. Hy is die God van die hele wêreld. Hy is die God van Israel. Hy sê dit met 'n verbond en met 'n eed. Ons sê nee, iets anders. Dis kritiek. Dis absoluut kritiek. En wie sien dit? Wie weet dit? Niemand nie. Het hy nie gesê, as ek terugkom sal ek wel die geloof op die aarde vind nie? Kyk hoe klein is dit. Wie glo hy is die God van Israel? En die enkelinge wat jy nog kry, is die God van Israel, is in alle ander opsigte weer so verdwaal, hulle weet nie waar is hulle nie. Hulle wil nog 'n bokslag en 'n pas gehou en ek weet nie wat ons nie. Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun het, het nie die lewe. Nou ontdek mense, God het 'n volk. Wat doen hulle? Hulle gaan terug Sinaï toe en dink, ek dien hom. So wat gebeur is, jy's aan die linkerkant. Jy is op die linkerkantste pad. En jy's met 'n spoed op pad, weet nie waartoe nie. Dan kom jy agter, o jete, God het 'n volk en die pad is daar aan die regterkant. As 'n smal pad en jy gaan met 'n spoed vir daai pad nie, jy dwars oor hom en weg aan die ander kant. En daar maak jy vir jou weer pad. Jy's net so verdwaal. Hy sê die pad is smal en die poort is nou. En hy sê baie sal probeer en min sal dit reg kry. Wat sê ek daardeur? As jy nou op 'n stadium agtergekom het, God het 'n volk en het 'n verbond gemaak met daai volk en ek is deel van daai volk as gevolg van sy verbond. En hy het hierdie beloftes aan my gemaak. Dan het jy nog net geraak aan die waarheid. Dit help nie jy glo dit en jy is in ongeloof wat al die ander goed betref. Nou sê hy, jy moet weergebore word. Anders gaan jy nie my koninkryk kan ingaan nie. Dan het die mense wat hierdie waarheid van die uitverkiesing van Israel ontdek het, die slimste redenasies om dit nie te doen. En hulle wys vinger vir die mense wat in die kerk sit, wat die slimste redenasies het om te sê, daar is nie uitverkiesing van 'n volk nie. Doen presies dieselfde. Ewe verlore. Ewe besig met 'n leuen. As Yeshua gesê het, as jy nie uit water en gees gebore word nie, sê die koninkryk van God nie ingaan nie, dan kan jy nie ingaan nie, want as jy ingaan, maak jy hom 'n leienaar. So jy sal nie kan ingaan nie, dit is onmoontlik. Dit is net totaal onmoontlik. Jy kan die redenasies hê wat jy wil. Want as jy sou kon ingaan, maak jy hom 'n leienaar. Want jy is binnekant en dan sê, hoe kom jy binne? Weet jy, in hierdie manier, maar ek is nie weer gebore nie. Nou maak jy van hom 'n leienaar, want hy het gesê, jy kan nie as jy nie weer gebore is. En wat sê hy? Waar is jou bruilofskleed? En hy roep die sekuriteit, hy sê, kyk hier, hy het nie bruilofskleed aan nie, hoe het hy aangekom? Ek dink hy het deur die venster ingeklim, maar hy het nie deur die deur gekom nie. Bind sy hande in sy voete en gooi my buiteste duisternis. Nee, maar ek het geglo hy het 'n uitverkore volk. Ek het geglo hy is deel van die volk. Ek het geglo in al die profete wat dit, ja, waar is jou bruilofskleed? Daarom is die pad smal, nou, klein, eng. En sy disippels vra, as die wat gered word baie. Hy sê, dis min. Stry hard om in te gaan. Jy moet die koninkryk van God met geweld bestorm. Is dit maklik om 'n spesialist dokter te word en 'n hartoortplanting te doen? Dis moeilik. Nee, ek gaan sommer die kombuismes vat en dit probeer. Wat gaan gebeur? Op wie dit ook al probeer, gaan dood wees. Jy kan eintlik die waarborg kry voor die tyd. En nou jy die 50ste hartoortplanting probeer het en al 50 is dood, dan gaan jy 51ste probeer, maar jy gaan almal doodmaak. Hoekom? Dis nie maklik nie. Maar jy dink is maklik. Dis nie maklik om in die koninkryk van God in te gaan nie. Almal dink is maklik. Jy moet net glo en is jy. Yeshua het gesê dis nie maklik. Baie sal probeer en min sal dit reg kry. Dis makliker om 'n hartoortplanting te doen as in die koninkryk van God in te gaan. Dis hoe moeilik dit is. Jy moet alles verkoop. En dan moet jy die skat koop. En dan moet jy die skat oppas. En dan moet jy volhard tot die einde toe. Wat is die skat? My verlossing. Kry ek dit nie net nie? Nee, ek doen nie.